Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën so rondom sy woord. Nou vanmôre gaan ons bietjie praat oor die gedagte van skizofrenie. Is daar so iets en hoe deel ons daarmee? En voor ons by die boodskapie kom, wil ek net vir u 'n vers of 2 lees uit Halleluja lied 175. Pragtige lied wat so van toepassing is op ons boodskapie van vanmôre. Want u sien mense wat ly aan hierdie sogenaamde siekte, skizofrenie, is eintlik mense wat net op 'n punt van hopeloosheid gekom het. Mense wat aan die einde gekom het van die pad, en hierdie lied sê, kom tot u Heer met al u verdriet. Kom nou na hom wat redding u bied. Hy het sy bloed vir sondaars vergiet, hoor na sy roepstem kom. En ag vriende, ek het al vir baie mense gesê, dis nie 'n skande om 'n sondaar gebore te word. Ons almal word sondaars gebore. Dis iets waarvoor ons nie kan help nie. Maar dis 'n tragedie as ons in ons sonde sterwe. U weet vanmôre dat die wêreld en die sonde en die duiwel vir ons baie dinge bied wat vir ons wonderlik lyk, maar dit bring soveel hartseer en pyn in ons lewe. Christus kom bied vir ons lewe en daarom sê hy, kom tot my sondaar kom. Die Bybel sê as ons sondes bely, Christus is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Wonderlik om hierdie groot waarheid raak te sien, en daar is legio getuienis in die Bybel, in die kerkgeskiedenis, hoe mense wat diep vasgevang was in sonde, in moedeloosheid, in depressie, in neerslagtigheid, in al hierdie dinge, by die kruis uitgekom het, en die Here kom verander hulle lewe radikaal, sodat hulle kragtige getuies vir hom was, tot die dag van hulle dood. Mag u en ek ook hierdie groot waarheid, deur God se Gees, aanskou, en dat ons kan uitroep om genade. Nou vriende, ek het vir u so tyd terug gesê, toe ons hierdie reeks begin het, en ek wil net vir u noem, dat ons vanmôre ons reeks gaan afsluit, oor Bybelse berading vir blywende verandering. Ek gaan afsluit met hierdie laaste vraag of gedagte wat na my kant toe gekom het. Mense is baie onseker oor die gedagte van skizofrenie. Hulle sê baie keer mense is skizofreen en hulle weet nie regtig wat hulle sê en wat hulle bedoel daarby nie. En ek gaan probeer vanmôre om net vir u kortliks 'n antwoord te gee op hierdie bepaalde saak. Vriende, u sal sien dat in hierdie Bybelse berading vir blywende verandering is daar 'n sekere patrone wat baie duidelik na vore kom. En dit is dat God se woord vir ons genoegsaam is om ook die vraagstukke in ons lewe te beantwoord. Ek het vir u ook gesê van hierdie verskillende boeke wat u kan lees. Daar is so baie goeie boeke op die mark wat u kan lees. Maar die spesifieke een waarna ek verwys is The Christian's Guide to Psychological Terms van Marshall en Mary Asher. Dis 'n boek met so oor die 200 sogenaamde sielkundige diagnoses aan die een kant en aan die ander kant dan die Bybelse oplossings daarvoor. En ons gaan vanmôre so 'n bietjie uit hierdie boek werk en die gedagte van skizofrenie hanteer en bietjie vir u sê dan wat die Bybel vir ons wil kom leer oor die saak. Nou vriende, die meeste mense wat van mening is dat skizofrenie eintlik maar 'n gedragsafwyking in die sin is dat 'n persoon verskillende persoonlikhede openbaar, is eintlik heel verkeerd wanneer hulle dit sê. Want 'n skizofreen is nie noodwendig iemand wat verskillende persoonlikhede het nie, want ons almal het een persoonlikheid, ons almal is 'n individu op ons eie. Maar as ons kyk na die sielkundige benadering en beskrywing van die gedagte van skizofrenie, is dit eintlik maar iets wat in die eerste plek deur sielkundiges uitgedink is om mense se optrede te probeer identifiseer. Nou, hulle praat van verskillende optredes, hulle praat van positiewe optredes, negatiewe optredes of ongeorganiseerde denke, en wat hulle daarby bedoel is, hulle kyk na mense se optredes vir 'n maand of 2 of 3, en dan kyk hulle of daar enige hallusinasies is, mense wat sogenaamde stemme hoor, hulle sien dinge, hulle ontken die waarheid van gebeure. Daar is ook die negatiewe optredes, met ander woorde afplatting in normale reaksies, hulle is onaktief, hulle is onwillig om deel te neem, daar is min emosionele reaksies wanneer daar een of ander ramp hulle tref, hulle wil skade aan hulle self doen. Dan praat hulle van ongeorganiseerde denke, gebrek aan konsentrasie, metodies in die doen van take ensovoorts. En glo dit of nie, volgens hierdie boek wat ek gelees het, is so 25% van die mense wat na die sielkundiges gaan, of na die psigiaters gaan, word as skizofrenies gediagnoseer. Nou vriende, as ek deur hierdie goed lees, dan dink ek menigte van u en ek kan ook dieselfde diagnose kry as ons moet kyk na die sielkundiges. Want ons almal het baie keer gebrek aan konsentrasies, baie keer doen ons 'n ding omdat ons dit moet doen. Daar is baie keer nie baie emosies in ons reaksie in sekere optrede nie, en dit maak ons nie siek nie. En ek wil vir u sê, skizofrenie is nie 'n siekte nie.
Dis 'n sielkundige terme wat uitgedink is deur mense wanneer hulle kyk na die optrede van ander mense. En gewoonlik is dit gebeure wat plaasvind as persone traumatiese ervarings het. Dis miskien 'n verhuising, mense wat moet verhuis na 'n ander dorp of 'n ander land toe weens trauma wat plaasgevind het, goed wat gebeur het, 'n nuwe werk, 'n ongeluk, miskien 'n aanranding, aanvalle wat op die mense plaasgevind het. En vriende, dit het definitief 'n effek op jou lewe, op jou denke, op jou siege. Dis verseker so. Ons ontken dit nie. Maar om nou net ewe skielik iemand te diagnoseer as skizofrenie omdat A, B en C in sy lewe te bespeer is nie reg nie, want jy sien God se woord het ook vir ons 'n antwoord. Want jy sien, een van die groot dinge wat in hierdie mense se lewens na vore kom is hulle raak geweldig angstig, hulle onttrek hulle self aan die samelewing, hulle sukkel om reg te kommunikeer, hulle self reg uit te druk, hulle raak geweldig depressief, hulle oorweeg baie keer selfmoord. En die oomblik wanneer jy so 'n persoon as siek diagnoseer en hom op medikasie sit, vriende, is soos om petrol op vuur te gooi. Want jy sien, ons kan nie iemand wat alreeds met hierdie emosionele goed worstel, medikasie toedien wat sy neeweffekte 9 uit die 10 keer is dat hulle neerslagtig raak en dikwels selfmoord pleeg nie. Daarom is dit belangrik dat ons sal kyk, hoe hanteer ons sulke mense? As ons met sulke mense in aanraking kom, hoe gaan ons hulle Bybels hanteer? Hoe gaan ons vir hulle Bybelse oplossing gee? Nou vriende, die eerste ding wat ons van moet seker maak is dat hulle optrede nie medies van aard is nie. Ek het vir u gesê in so 'n paar oordenkings terug dat baie keer kan iemand 'n breingewas hê en hierdie breingewas kan hulle op 'n baie vreemde manier laat optree. Soveel so dat jy kan dink hierdie persoon is skizofrenies. Dit kan miskien wees dat hulle op medikasie gesit is en hier is geweldige neeweffekte vir die medikasie en soveel so dat hierdie medikasie hierdie mense eintlik heeltemal irrasioneel laat optree, angstig, vreesagtig, hulle laat onttrek aan die samelewing ensovoorts. U moet tog nie, vriende, onder die illusie verkeer hoe gevaarlik psigiatriese medikasie is nie. As u die DVD gekyk het, Making a Killing, sal u verstaan wat ek bedoel. As u van hierdie boeke al gelees het, het ek vir u gesê het om te gaan lees, sal u presies verstaan vanmôre wat ek vir u wil sê. Luister, ek dink die psigiaters en die sielkundiges en die dokters wat saam met hulle werk, het geweldige skuld aan baie mense wat nie oplossings kry vir hulle probleme nie. Onthou u die boek? Ons kan nie 'n pil gebruik vir een of ander probleem in ons lewe nie. Hierdie probleem moet Bybels hanteer word. Daarom is dit belangrik dat ons dit vanmôre sal sien. So die eerste gedagte is, maak seker dat iemand se kwessie nie medies van aard is nie. Dat dit nie 'n breingewas is of een of ander medikasie wat hulle gebruik wat hulle ewe skielik so laat optree. Mense sal baie gou agterkom as daar ewe skielik 'n verandering was in hierdie persoon se optrede of is in hierdie persoon se optrede. Nou vriende, die volgende plek is, as daar dan niks van dit is nie, kan 'n mens kyk of daar een of ander traumatiese ding gebeur het. Gewoonlik sal dan nou 'n traumatiese gebeurtenis 'n oordrewe gedragspatroon wees. Optrede wat hand aan hand loop met miskien hopeloosheid, angstigheid. Somstyds kan dit 'n sonde wees in iemand se lewe, waar die man of die vrou of die seun of die dogter 'n geweldige sonde begaan het en nou stoei hulle met vrees en skuldgevoelens en hopeloosheid en vrees dat God hulle nie kan vergewe nie ensovoorts. So die eerste ding wat ons doen wanneer ons met sulke mense werk, en miskien ken u sulke mense, is begin altyd by die evangelie. Wat is die evangelie? Is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die evangelie is die woordjie evangelion, is die goeie nuus, the good news about Jesus Christ. Wat is die goeie nuus van Christus? Dat hy gekom het om vir sondaars te sterf, van wie ek die vernaamste is. Nou vriende, kinders van die Here kan nie mense wees wat net sonder hoop raak nie. Hoekom sê ek so? Ons kan soms moedeloos raak. Ja, ons kan soms angstig raak, verseker, ons kan soms vrees. Dit is so. Maar 'n kind van die Here is iemand wat vashou aan die waarheid van God se woord. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, daar in Efesiërs 2 vers 11, daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Sien jy die gedagte, die hopeloosheid, sonder hoop en sonder God in die wêreld, vers 13, maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom, deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het in die middelmuur
van skeiding afgebreek het. Begin onmiddellik met hierdie persoon kommunikeer en maak seker hulle verstaan die evangelie. Hulle verstaan dat Jesus Christus ons hopelose toestand kom verander en kom vernuwe, dat hy die skeidsmuur van sonde kom afbreek en dat hy ons kom nuut maak vir tyd en ewigheid. Daarom sê Paulus, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan die uiterlike mens, die innerlike mens word dag na dag vernuwe, 2 Korintiërs 4:16. So dis die eerste plek, is ons kyk of dit nie 'n mediese kwessie is nie, dan begin ons met die evangelie, om seker te maak daardie persoon ken die Here, en vriende, as daardie persoon die Here nie ken nie, dan lei ons hulle na Christus, en ons vertrou die Heilige Gees, om dan die werk in die hart te doen. As dit 'n persoon is wat vir jou sê, hulle ken die Here, en hulle is uit genade gered, dan konfronteer ons die persoon Bybels met die sonde, waarmee hulle miskien besig is. Want jy sien, dikwels gebeur dit dat kinders van die Here sonde doen, en dan moet ons as 'n Nathan wees wat na Dawid gaan om vir hom te sê, jy het gesondig, en jy het nodig om jou sonde voor die Here te bely. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Efesiërs 5:8, dan vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Vriende, dis nie 'n verkeerde optrede om vir iemand wat in hierdie toestand sit, te wys op sy sonde, en maar ook die hoop dat daar weer reiniging en vergifnis in Christus is nie. Geen kind van God kan so ver verval dat hy sonder hoop en sonder moed is nie. Luister, die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat vroeër was ons duisternis, nou is ons lig in die Here, en ons moet so wandel. 'n derde gedagte, vriende, wat ons vir u na vore kan bring is vertrou die Heilige Gees om die hart te verander en verligting te bring. Jesus self sê, hy sê in Johannes 14, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. U sien, is die Heilige Gees wat 'n mens se hele denkpatroon, jou optrede, jou hele menswees kom verander. Want as God se Gees in jou hart kom woon, dan ontvang jy juis hierdie belofte van Christus, dat hy ons nie as wese sal agterlaat nie. En daarom kan ons ook vir iemand wat in hopeloosheid, in hierdie sogenaamde sielkundige diagnose van skizofrenie vasgevang is, die boodskap van hoop gee, dat in Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, vergifnis van sonde 'n nuwe begin is, sodat hulle meer as oorwinnaars kan wees. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die Heilige Gees is die Gees van die waarheid, wat ons in die volle waarheid sal inlei. So vriende, as ons dink aan skizofrenie, dan moet ons nie sommer enige mens diagnoseer en sê, omdat hy miskien verskillend optree in sy persoonlikheid, dat hy skizofrenie is nie. Skizofrenie is maar eenvoudig sielkundige terme wat uitgedink is, wat gegee word vir mense wat deur sekere gedragspatrone gaan. Dit is noodsaaklik om altyd seker te maak dat hulle nie werklik siek is nie, dat hulle die medikasie wat hulle gebruik nie 'n neeweffek op hulle lewens het nie. Begin altyd by die evangelie, bied die evangelie aan as die mense nie gered word nie, nooi hulle dat hulle toevlug na Christus sal neem. Wees verseker daarvan, as hulle 'n kind van die Here is, dan moet hulle op hulle sonde gewys word. Want 'n kind van die Here kan nooit iemand wees wat sonder hoop en sonder moed deur hierdie wêreld gaan nie. En dan onthou, vertrou altyd die Heilige Gees om die hart te verander, en kom leer hierdie persoon wie die Heilige Gees is, wat sy werking is, en hoe hy ook ons lewe, ons gedrag en ons optrede radikaal vir tyd en ewigheid kan verander. Vriende, groete vir u, seën mooi dag verder te raak.